Lukas hoofstuk 17, vers 20. Soos jy laasweek gemis het, ek het weer opgetel of hervat in die reeks in Lukas. Ons het nou 'n lang breek gehad. Maar ons terug in Lukas en dan vanoggend maak ons Lukas 17 klaar. Lukas 17 vers 20 tot 37. En die tema het jy op die skerm. Jou koning kom. Ja, net soos Gideon sê, is gepas na die aard, die trilling wat ons gehad het in die nag. Die Here sê hy het dadelik gedink, dis die wederkoms. Want ons het gisteraand voor in ons huisgodsdiens, toe lees ons nou hierdie gedeelte ter voorbereiding vir vandag se erediens. En ek het so 'n bietjie oor gepraat met my gesin. Kom ons gaan na die Here in gebed. Hemelse Vader, ons kom deur Jesus Christus, u Seun, en ons vra dat u Heilige Gees ons harte sal oopmaak vandag, Here. Daar's genoeg om ons aandag af te trek. Selfs al sit ons doodstil hier binnekant. Ons gedagtes kan in 100 rigtings gaan. En ons weet, wanneer 'n boer gaan saai, en daar val van die saad op die voetpaadjie, dan gaan dit nie in die grond in nie, dan kom pikkie voels dit op. En so kan Satan dit wat gepreek word, steel uit ons gedagte, uit ons harte, of ons aandag so aftrek, dit kom nie eers in nie. Dit kom nie eers in nie. En selfs dit wat inkom, daar's gevaar, daar's gevare. Daar's gevare van stres oor werk, stres oor finansies, daar's gevare van begeerte na die wêreld, daar's gevare van 'n dryf, 'n materialistiese dryf, daar's gevare van vervolging, of bespotting, ons eie familie en gesin, of ander mense, wat vir ons lag omdat ons Jesus glo en die Bybel glo. Die sosiale media gaan sê dis belaglik. En ons weet daar's gevare van swaar kry, wat ons deurgaan, en dan voel dit net te oorweldigend, en dan dink ons, ek gaan nie aan met die Here nie, daar's te veel goed wat my aandag aftrek. Here, bewaar ons, en laat u woord, soos 'n swaard, ons harte binnendruk. Dit moet eintlik sny. Dan moet 'n pyn wees ook, maar dan moet daar ook 'n genesing wees deur die Gees, 'n redding, 'n verlossing, 'n heiligmaking, 'n geestelike groei, 'n vrug dra met lydsaamheid, met volharding. En ons bid daarvoor in Jesus naam en in die Heilige Gees. Amen. So julle, vanoggend is daar 'n tydbom aan my vas. En ek's ernstig. Daar's 'n tydbom aan my vas, en ek gaan dit van my afhaal, en ek gaan dit aan jou sit. En ons het jou probleem, en jy moet daarmee deel met die Here. Want hierdie ding het my aangegryp hierdie week, in die voorbereiding. En so jy moet deel met die Here, en ek wil my hande vir jou wys vanoggend, en sê hierdie hande is skoon van jou bloed, na vanoggend se preek. Soos Paulus gesê het, en soos Esegiel gesê het. So kom ons lees oor die wederkoms, en dan gaan ek die teks vir jou uitlê. Lukas 17 vers 20, toe Jezus op 'n keer deur die Fariseërs gevra is wanneer die koninkryk van God kom, het hy hulle geantwoord: die koninkryk van God kom nie met duidelike waarneembare tekens nie. Mense sal nie sê, kyk, hier's dit, of daar is dit nie. Want kyk, die koninkryk van God is in julle midde. Hy het aan sy disippels gesê, daar kom 'n tyd, wanneer julle sal begeer om maar een van die dae van die Seun van die Mens te sien. Maar julle sal dit nie sien. Dan sal die mense vir julle sê, kyk daar, of kyk hier. Moenie gaan nie. Moenie agter hulle aanloop nie. Want soos 'n weerligstraal van die hemel van een kant af tot die ander kant verlig, so sal die Seun van die Mens op sy dag verskyn. Maar eers moet hy baie lyding verduur en deur hierdie geslag verwerp word. Net soos in die dae van Noag gebeur het, sal dit ook wees in die dae van die Seun van die Mens. Hulle het geëet en gedrink, in die huwelik getree, in die huwelik uitgegee, tot op die dag dat Noag die ark binne gegaan en die vloed gekom en almal vernietig het. Net so het dit ook in die dae van Lot gegaan.
Hulle het geëet, gedrink, gekoop, verkoop, geplant, gebou. Op die dag dat Lot uit Sodom weggetrek het daar vuur en swaal uit die hemel gereën en almal vernietig. Dit sal net so wees op die dag wanneer die Seun van die mens geopenbaar word. Want op daardie dag, wie op daardie dag op sy dakstoep sal wees, met sy besittings nog in die huis, moenie onder toe gaan om dit te gaan haal nie. Net so met die een op die landerye nie terugdraai na wat agter is nie. Onthou Lot se vrou. Wie probeer om sy lewe te beveilig, sal dit verloor. Maar wie dit verloor, sal dit behou. Ek sê vir julle, daai nag sal 2 mense op een bed wees, die een sal saamgeneem en die ander agtergelaat word. 2 vroue sal besig wees om by dieselfde meel te maal, die een sal saamgeneem en die ander agtergelaat word. En dan die ou vertaling, vers 36. Daar sal op die land 2 wees, die een sal saamgeneem en die ander agtergelaat word. En dan vers 37, hulle vra toe vir hom, waar, Here? Hy antwoord hulle, waar die karkas lê. Daar sal die aasvoëls ook versamel. So ons gaan na 'n paar stellings kyk uit hierdie teks. Die eerste een is, jou koning is hier. En dis in vers 20 en 21. So die Fariseërs, onthou die Fariseërs verwag, eintlik die meeste Jode daai tyd, hulle het verwag 'n tasbare, sigbare koninkryk. 'n Koninkryk waar die koning kom, hy gaan die Romeine oorwin, want die Romeinse ryk regeer oor die hele antieke wêreld wat hulle geken het. En so hierdie Messias gaan kom, hy gaan die Romeine oorwin en dan gaan daar vryheid in Israel wees en almal gaan gelukkig wees en dan gaan vrede wees en so aan. So nou kom die Fariseërs na Jesus toe in vers 20 en hulle sê nou, waar is die koninkryk? Ek meen, as Jesus nou die Messias is soos hy sê, en almal of sy volgelinge sê dit ook, maar as hy regtig die Messias, die Christus is, die gesalfde een van God, die koning uit die geslag van Dawid, waar is sy oorwinning oor die Romeine? Hoekom is ons nog onderdruk? Hoekom moet ons nog belasting betaal aan die Romeinse keiser? So waar is dit? Waar is dit? Wanneer is dit? Vra hulle vir hom in vers 20. Maar hulle verstaan nie. God se koninkryk, dit werk nie met menslike wapens. Dit werk nie met swaarde, met spiese, met pyle, met boë, met perde, met strydwaans, met tanks, met gewere, met MiGs, met wat ook al die Amerikaanse vliegtuie nou is, destyds F-15's of die Tomcats of die F-18's, met Mirages, met Cheetahs, met Gripens. Dis nie hoe God se koninkryk werk nie. Dit werk nie met die jaar 1096 na Christus tot 1204 na Christus, waar daar die groot kruistogte was nie, waar die katholieke kerk opgemasseer het teen die moslems in Israel en gesê het, maar hierdie is 'n heilige oorlog en ons moet veg sodat Jerusalem aan die Christene kan behoort en Israel moet aan die Christene behoort. En hulle het gedink, dis hoe hulle God se koninkryk bevorder. Dis nie hoe die Here sy koninkryk bevorder nie. Jesus bevorder nie eers sy koninkryk deur politieke stryd nie. Jesus het gesê in Johannes 18:36, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Hy het vir Pilatus gesê voor hy gekruisig is. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou hy met disippels geveg het. Hulle sou beklei het met wapens, maar my koninkryk is nie van hier nie. So as Christene, hierdie wil ek sê, want party Christene verstaan dit nie. Ons bevorder nie die koninkryk deur optogte te hou nie. Al is dit teen LGBT of wat ook al teen aborsie, ons hou nie optogte en sê, nou bevorder ons die koninkryk, nou bevorder ons die koninkryk. Ons bevorder nie die koninkryk deur petisies te teken en dit vir president te stuur en te sê ons het nou genoeg name, nou moet jy ophou hiermee nie. John MacArthur sê hy wonder wat sou gebeur het as Christene elke keer in plaas van dat hulle petisies teken en optogte hou, as hulle elke keer wat hulle dit wou doen gebid het. Wat sou die effek wees? En Paulus sê in 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Hy sê hierdie wapens wat ons gebruik, dis nie menslike wapens nie. Ons het wapens wat kragtig is om vestings neer te werp. Elke gedagte wat opgerig word teen die kennis van God, verpletter ons, verbrysel ons deur hierdie wapens. Ons wapens is gebed. Ons wapens is die woord van God. Dis geregtigheid, dis waarheid, dis geloof. Ons ken die wapenrusting. Dis die skoene van bereidheid om die evangelie uit te dra. En ons doen al hierdie dinge bidtend, sê Paulus in daai teks. Dis die wapens wat ons gebruik. God se koninkryk is geestelik. So dis nie 'n koninkryk wat gelokaliseer kan word, oor is beperk. Jy het 'n plaaslike munisipaliteit, Ekurhuleni of Rustenburg of wat ook al. Dis nie gelokaliseer nie, dis 'n geestelike koninkryk hierdie. Dis 'n koninkryk waar mense ingaan. Vers 21 sê Jesus, moenie sê die koninkryk, o, daar's dit of hier's dit.
Nee, jy werk nie so nie. Jesus sê die koninkryk van God is in julle midde. Party vertaling sê binne julle. Nou daar's vertalingsmoontlikhede hier, maar in julle midde dink ek is die regte vertaling hier. Dis in julle midde. Hier's ek voor julle. Ek is daai koning. En waar die koning is sy koninkryk. So dis reg hier, julle kyk dit mis. Al die wonderwerke van Jesus wat hy gedoen het, bewys hy is daai koning. Die koninkryk van God is waar mense hulle verneder soos kinders en hulle knie buig voor Jesus en hy sê as julle nie soos kinders word nie, sal julle nooit daai koninkryk ingaan nie. Ons gaan daarna kyk in hoofstuk 18 as ons daar kom, vers 16 en 17. Word soos kinders om in hierdie koninkryk in te gaan. Die koninkryk van die Here is waar ook al die evangelie van Jesus Christus versprei en daai boodskap gaan uit en sê jou koning kom, jou koning regeer, your God reigns in Jesaja 52 vers 7. So dis waar die koninkryk van die Here is, waar mense so deur bekering in die koninkryk inkom. Nou wanneer daai koninkryk begin, Christene verskil hieroor, party Christene sê eers as Jesus terugkom, dan is die koninkryk hier. Nee, eintlik hier's wat ek glo en ek gaan dit vir jou staaf uit die Bybel en dan moet jy nou meet, wat sê ek en dan moet jy sê nou praat hy nou nonsens of praat hy die waarheid. So toe Jesus die eerste keer aarde toe gekom het, by sy eerste koms. Toe sê Jesus by verskeie kere, byvoorbeeld in Lukas 10, dan stuur hy die disippels uit, dan sê hy julle moet nou gaan en dan gaan preek julle die goeie nuus en julle genees die siekes en julle dryf demone uit en so aan. En dan sê julle vir daai mense, as jy 'n man van vrede gevind het, dan sê jy die koninkryk van God het naby julle gekom. Jesus se heel eerste boodskap voor die bergprediking, net na sy doop, kom hy in die krag van die Heilige Gees, kom hy terug uit die woestyn en dan begin hy preek en hy sê in Markus 1 vers 15, die koninkryk van God het naby gekom of die koninkryk van God is op hande. Bekeer julle en glo die evangelie. Dis hier. En so hy kondig aan die koninkryk is nou naby. Dan wanneer hy demone uitdryf, die Fariseërs vat hom aan en sê ja, maar hy dryf demone uit deur die krag van Satan, deur Beelzebul. En dan sê Jesus, as ek deur die gees van God duiwels uitdryf, as ek deur die vinger van God demone uitdryf, dan het die koninkryk van God onder julle gekom. So hy sê dis hier. En dan wanneer Jesus opvaar, eintlik met sy opstanding, dan sê hy vir die disippels, ek is daai koning. Voor hy vir hulle sê, maak disippels van die nasie, sê hy, alle mag in hemel en op aarde is aan my gegee. En dan vaar Jesus op en Daniël praat daarvan, wanneer hy met 'n wolk kom en dan sê baie mense dis die wederkoms Daniël 7. Nee, hy gaan met daai wolk op, nie af nie. Want dit sê hy kom met die wolk op en dan gaan hy na die oue van daar. Dis met die hemelvaart. En dan ontvang hy die koninkryk. En hy sê elke stam en taal en volk en nasie is aan hom gegee. En daai evangelie versprei nou oral oor die aarde om te sê, hierdie Jesus is jou koning, buig jou knie voor hom. Hy sal jou amnestie toestaan, hy sal vergifnis gee, daar kan versoening wees as jy jou bekeer, vertrou op hom, as jy hom verwerp, hy kom weer, hy gaan jou verbrysel. En so daai koninkryk het Jesus ontvang met sy opvaar na die hemel. Psalm 110 vers 1 sê, die Here het aan my Here gesê, sit aan my regterhand, totdat al jou vyande voetbank gemaak word vir jou voete. Die seun sit aan sy vader se regterhand, hy het gaan sit as koning, en langs die majesteit en die hoogte sê Hebreërs 1 vir ons. In hoofstuk 19, ons gaan nog daarby kom in vers 12, dan staan daar, Jesus het gesê, 'n man van hoë afkoms het na 'n ver land gereis om vir homself 'n koningskap te bekom en weer terug te keer. Hy praat van homself. Na 'n ver land, hy's ver weg om daai koninkryk te gaan haal, om te sê ek is daai koning en dan sal hy eendag weer kom en afreken met die wat nie voor hom gebuig het nie. So daai koninkryk wat Jesus nou het, hy is die koning alreeds. En Jesus is besig om sy koninkryk te versprei oor die aarde. Hy sê dit in Lukas 13, sy koninkryk het begin, dit is soos 'n mosterdsaadjie, baie klein saadjie. En daai saadjie het nou gegroei in 'n plant en dit word groter en groter en groter soos die evangelie oor die aarde versprei. En nou kom hulle in, sê Jesus in Lukas 13, sê hy, hulle sal inkom van die noorde, die suide, die ooste en die weste sal hulle in die koninkryk inkom. So van oral af kom die nasies. En die wat tot bekering kom in daai nasies, kom in die koninkryk in. En dit sal aanhou in Matteus 24 vers 14, hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word as 'n getuienis aan al die nasies.
En dan sal die einde kom. Die boodskappers word uitgestuur die 4 windrigtings in om die uitverkorenste van God te versamel, sê Matteus 24:31. En dan kom Jesus weer. 1 Korintiërs 15:24, dan kom hy weer en hy oorhandig die koninkryk aan sy Vader, sodat God alles en in almal kan wees. En dan het ons 'n perfekte wêreld, die nuwe Jerusalem daal neer, sê Openbaring 21, as 'n nuwe skepping wat gemaak word, 'n nuwe aarde, 'n nuwe hemelruim word uitgestrek, 'n hemelkoepel. En ons het 'n perfekte wêreld sonder siekte, sonder sonde, sonder hartseer, sonder pyn, sonder tragedie, sonder dood. En dis 'n wêreld waar ons altyd dan sal wees die wat aan Christus behoort het. En saam met hom regeer oor 'n nuwe aarde. So die vraag is jy deel? Hoe word jy deel van hierdie koninkryk? Jesus het ons gesê, waarlik of voorwaar, ek sê vir julle, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. As jy nie uit water en gees gebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie ingaan nie. Jy moet weergebore word. En dis 'n geestelike geboorte. Jy moet dit nie met die doop verwar nie. So baie mense verwar doop en wedergeboorte, asof dit dieselfde ding is. Gaan in die water en nou is jy weergebore. Dis nie die water wat jou 'n nuwe mens maak nie, dis die Heilige Gees. So dan moet 'n werk in jou hart gebeur. Jy moet oorgebring word van die koninkryk van duisternis na die koninkryk van sy geliefde seun. Uit die duisternis na die lig moet jy gebring word deur die bloed van Jesus vir die vergifnis van sondes. Tweede stelling. Jou oë sal hom sien. En dit het ons gelees in vers 22 tot 25. Nou Jesus sê vir hulle hierso. Hy sê in vers 22: "Julle gaan wens as julle net maar eendag kan sien van die seun van die mens. As julle net eendag kan sien, want wat lê voor vir hulle? 67 tot 70 na Christus lê voor. Die Romeine gaan kom, Jerusalem gaan verwoes word, die tempel gaan verwoes word. 1.1 miljoen Jode gaan vermoor word, doodgemaak word. 90.000 gaan gevange geneem word. So Jesus waarsku hulle, hy weet dit. En hy sê julle gaan wens vir een van daai dae. Nou dit kan of beteken hulle gaan wens, ons wens Jesus was nog hier by ons. Ons wens hy's nog hier by ons en hy het nog sy wonderwerke gedoen. Of meer waarskynlik kan dit beteken, hulle gaan wens vir die dag wat Jesus kom en sê, ons wens Jesus kom en maak 'n einde aan al hierdie chaos en dood en moord en doodslag en hy kom verlos ons. Maar Jesus sê julle gaan dit nie sien nie. Bedoelende, die wederkoms gaan nie in julle tyd plaasvind nie. Julle gaan wens dit kom nou, dit gebeur nie in julle tyd nie. Nou is eers ander dinge wat moet gebeur voor Jesus Christus gaan terugkeer op die wolke. So weer in hoofstuk 19, vers 11 en 12. Terwyl die mense hierna luister, het Jesus nog 'n gelykenis vertel omdat hy naby Jerusalem was en mense gedink het die koninkryk van God nou skielik sou aanbreek. En dan vers 12, nee, dit gebeur nie so nie, dit gaan nie nou gebeur nie. Ek gaan na 'n ver land toe hierdie koning om 'n koninkryk te kry. Dan eerslik terugkom. So dit gaan 'n lang tyd wees. In Matteus 25 en vers 19 sê Jesus dieselfde. Wanneer hy ook daai vertel van die gelykenis van die ouens met die talente, nê. En dan sê hy die talente uitgedeel en toe na 'n lang tyd toe kom daai koning terug, daai meester en toe sê hy, goed, nou is dit tyd om te reken met julle. Nou vals leraars gaan kom, sê Jesus. Hy sê daar gaan vals ouens kom, sê hy vir hulle in vers 23, ketters, vals profete, vals messias, en dan sê daar is hy, kom kyk hier, hy het gekom, of kom kyk daar. Hy sê nee, moenie daai mense volg nie. Moenie agter hulle aanhardloop as hulle sê Jesus het hier, of die messias het hier gekom of daar gekom, of is dit 'n geheime koms, niemand van julle het geweet nie, maar dit was geheim gewees. Dis wat die Jehova getuies mos gesê het, nê. Was dit in 1924? Ek is nie seker of ek my datums reg het nie. Toe het hulle die profesie gemaak en gesê, nee, die wederkoms gaan daai tyd wees. En toe dit nie gebeur nie, nee, maar hy het onsigbaar gekom. Niemand kan hom sien. En Jesus sê, moenie vir daai ouens val nie. Hulle gaan sê, hier's dit, of daar's dit, is geheim koms, net ons groepie weet dit, of is gelokaliseer. Nee, daar's 'n groep wat genoem word volpreteriste. En volpreteriste glo, hulle sê nee, die wederkoms was in 70 na Christus gewees, met die verwoesting van Jerusalem. En so nee, die wederkoms is verby, julle het net nie geweet nie. Dis Hymenaeus en Alexander se dwaling, man. Paulus het daarvan gepraat. Of nie Hymenaeus en Alexander nie. Is dit Hymenaeus en Philetus. Maar in 2 Timoteus, dan sê hy nee, hierdie ouens sê die opstanding klaar plaasgevind. Die opstanding van die dooies. En hulle skud mense se geloof. Moenie vir daai ouens val nie.
So die disippels moenie agter daai ouens hard aanhardloop nie, want vers 24 sê vir jou, Jesus en die wederkoms gaan nie so wees. Niemand gaan dink, dit was 'n snaakse skudding, 3 in die oggend, was dit nie die wederkoms, het ek het gemis. Niemand gaan wonder was dit die wederkoms nie. Almal gaan weet, dis die oomblik. Hy sê dit is soos weerlig wat slaan en dit helder die hele hemel op, van die ooste tot die weste. So almal gaan weet in die wêreld, noord, suid, oos en wes, bokant van die aarde, onderkant van die aarde, almal sal weet, die oomblik het gearriveer, die seun van die mens is hier. Soos julle hom sien gaan het, sê Jesus vir die disippels, of die 2 engele vir die disippels, soos julle hom sien gaan het, Handelinge 1:9 tot 11, so sal julle hom sien terugkom, op 'n wolk. Maar voor dit gebeur, vers 25 sê, eers gaan Jesus verwerp word. Jesus sê, hulle gaan eers my verwerp, hy gaan lyding verduur, ek moet deur hierdie geslag verwerp word, so met die eerste koms, hulle het hom verwerp. Nee, hy is nie ons koning nie, Pilatus sê, kyk julle koning, wat moet ek met hom doen? Hy is nie ons koning nie, ons het geen koning nie, behalwe die keiser. So met die eerste koms verwerp hulle hom. Met die tweede koms sal dit nie gebeur nie. Elke knie sal buig. Van die wat in die hemel is, op die aarde, onder die aarde, en elke tong sal bely. Jesus Christus is die Here tot eerlikheid van God die Vader. Geen meer verwerping dan nie. So bely jy, hy is jou koning. Dit is baie maklik om dit met jou lippe te doen. Ek het al vals kerke gesien, kerke wat ek weet nie die evangelie verkondig nie, als oor geld. Staan daar buite, Jesus is Lord. Dit is nie genoeg om net te sê met jou lippe nie. Wys jou lewe. Ek buig my knie voor hierdie koning. In my huwelik, hoe ek my vrou hanteer, hoe ek my man respekteer, hoe ek my kinders grootmaak, hoe ek aan my ouers gehoorsaam is, hoe ek my werk doen, my gebruik van my geld, my gebruik van my tyd, my tydsverduur, my vermaaklikheid, waarop ek my vermaak spandeer, my liggaam, alles onderwerp ek aan hierdie Jesus. Ek bely hom as my koning. Luister na hierdie stelling. If Christ is not Lord of all, then he's not Lord at all. Derde stelling. Hy kom onverwags, en dis het ons nou gelees in vers 26 tot 30. Moenie jou hand opsteek nie. Toe julle kinders was, wie het ooit uit die spenskas of die yskas iets gesteel, soos kondensmelk? En terwyl jy dog, jy is alleen daar, skielik toe staan jou ma agter jou. Dis wat Jesus hier bedoel, wanneer hy sê dit gaan onverwags wees, in vers 26 tot 30, is onverwags. Hy sê, jy gaan nog besig wees om te plant, om te bou, soos nie daar van Noag, soos nie daar tyd toe Sodom verwoes is, toe Lot hulle nog daar gebly. Mense was nog besig om besigheidstransaksies gedoen, mense was by 'n troue gewees, by die onthaal, of by die eintlike seremonie. Mense was met hulle besigheid aan die gang, daar's ruiltransaksies, daar's aankope gewees vir die winkeltjie, daar's verkope gewees aan kliënte, besig om aan te bou by jou huis. Gewone dag. Dis nie die Left Behind series nie. Die Left Behind reeks, die boeke van Tim LaHaye en Jerry B. Jenkins, of dalk het jy die films gekyk. En ek is jammer as ek aanstoot gee aan iemand nou, maar dis rubbish. Dis baie lekker om te kyk. Dis lekker aksie. Maar dis nie goeie teologie, dink ek nie. Want die idee daarso is dis doom en gloom en mense is besig om aan pestsiektes oral te sterf en jy weet allerlei goeters wat gebeur en dan weet ons nou die tyd moet nou baie binnekort wees en dan kom Jesus. Nee, is glad nie. Jesus sê hier, is 'n gewone dag. Heeltemal 'n normale dag. Jy gaan werk toe, jy's by die skool, besig om jou ontbyt te eet. Rolf, jy het gebid, donderdag aand by die ouderling biduur. 2 mense staan voor die kansel, 'n man en 'n vrou. Besig, die troue is nog aan die gang. Ewe skielik. Soos weerlig, sê Jesus.
ewe skielik. Jesus sê dit. Ander plek, Markus 13:35. Jy weet nie, gaan dit middernag wees, gaan dit aand wees, gaan dit by sonsonder wees, gaan dit wees wanneer die haan kraai, gaan dit vroeë oggendure wees? Jy weet nie. Jy weet nie. En ewe skielik kom hy met die heerlikheid van sy Vader, met al sy heilige engele. John Piper het 'n mooi stelling gemaak, nooit hieraan gedink nie. There will not be a single angel left in heaven when Jesus returns. Nie een. Want die Bybel sê al die heilige engele sal saam met hom kom. En hy sal neerdal op hierdie aarde, hy sal kom in vuur en vlam, sê Tessalonisense vir ons. 2 Tessalonisense 1. So onverwags. En jy kan nie die datum uitwerk nie. Jy kan nie. Jesus het dit gesê in Markus 13. Hy sê, niemand weet daai dag en uur nie. Nie eers die engele nie. Selfs die engele gaan verskrik en verras wees. Selfs die gelowiges wat in die hemel is, dus, nou, ja, nou, kom. Want niemand ken daai tyd nie. Ek onthou in 2010, ek het klas gegee by ons plaaslike seminarium hier, waar ons predikante opgelei word. Ek het Bybelse berading gegee. En toe het een van die studente vir my 'n DVD gegee en gesê, nee, maar we moet hierna kyk. Want hierdie ou bewys, hy het al die somme uitgewerk en hy gee vir jou Bybeltekste en die jubeljaar en die 7 feeste van Israel en hy het al die berekenings gemaak en hierdie ou ken wiskunde, man. En hy het gewys, 2013 is die datum. 2013. Van Jesus, dit gaan dan die middel van die groot verdrukking wees of iets van die aard en 2017 is die wederkoms. Sjoe, het is nog net 'n jaar, nee, is nou 2016. Nou dalk twyfel jy hier aan. Ek weet nie of jy al ooit versoek is om te twyfel as 'n Christen nie, ek is. Nee, is hierdie dinge regtig waar? Dit is baie interessant dat Jesus die wederkoms vergelyk met die dae van Noag en die dae van Lot. Dis twee dinge wat ons argeologies en histories kan bewys. Dwars oor die wêreld sien jy die fossielrekord. Dwars oor die wêreld sien jy rotslae wat wys en canyons wat wys hierdie is nie miljoene jare nie. Hierdie is 'n kataklisme. Hierdie is 'n groot vloed wat gebeur het, waarvan die Bybel praat, die vloed van Noag, wat gebeur het oor die aarde. Hoekom kry jy fossiele van seediere op berg Everest? So daar's oral bewyse hiervoor. Die verwoesting van Sodom, selfs sekulêre wetenskaplikes, wys ancient city of Sodom discovered, en jy sien Sodom, daar groei niks, alles vrek man, daar groei nie dinge nie, daai gypsum en die sout en die, soos dit verwoes is met vuur en swaal, die dooie see, daar lewe niks in daai see nie. En dan sê sekulêre wetenskaplikes, nee, hier's 'n meteoor het hier getref. Nou die Bybel sê vir ons wat dit was. Die Bybel sê die Here het met vuur en swaal en hy vernietiging gebring. En so jy beter dit, you bank on it, skryf dit neer. Daai goed is histories. Daai goed het gebeur. Jy beter glo, daar gaan 'n wederkoms wees. Wat Jesus gesê het, daar het gebeur, Jesus sal weer kom. Nou as jy regtig glo, Jesus gaan weer kom, en dit is regtig vir jou belangrik, wel, daar's implikasies, daar's goed wat hier uitvloei, daar's dinge wat ons moet aanvaar. Dan moet ons sê, ek moet gereed wees. Ons moet nie soos daai dwaase maagde wees, hulle was nie reg nie. Jy weet nie wanneer die uur is nie. Jy weet nie, so jy moet gereed wees. As Jesus regtig kom, dan is daar hoop vir ons. Dan is daar hoop in hierdie stikkende wêreld, met begrafnisse. 'n Wêreld met siektes, met lyding. 'n Wêreld met sonde en dood. 'n Wêreld met droogtes en met natuurrampe. Dan sê Paulus in Romeine 8, hy sê, ons kyk uit in hoop. Ons het hoop. Dinge gaan verander. Die Here gaan alles kom regmaak en herstel. As Jesus regtig weer gaan kom, dan beteken dit die manier hoe jy dien in die Here se gemeente, moenie bou met hout, hooi en stoppels nie. So half 'n shoddy werk doen vir die Here. Bou met goud en edelstene en silwer. Daai ou wat die Here dien, en hy het maar nou nie regtig sy beste gedoen in die Here se diens nie. Paulus skryf daar in 1 Korintiërs 3 vers 15, hy sal gered word, maar soos deur vuur heen. Maar al sy werke sal verbrand. Alles daar wat hy vir die Here gedoen het, hy kry nie beloning daarvoor nie.
En die ou wat met goud, edelstene en silwer gebou het, hy sal beloning ontvang. Doen jou beste vir die Here. Laat ons altyd onbeweeglik wees, standvastig. Oorvloedig in die werk van die Here, want jy weet, niks wat jy in die Here se diens doen is te vergeefs nie. Partykeer voel jy, hoekom doen ek hierdie? Hoekom doen ek hierdie? Het voel so te vergeefs, dit is nie te vergeefs nie. Die Here sal jou beloon daarvoor. En wanneer Paulus daai woorde sê, dis 1 Korintiërs 15 se laaste vers, die hele hoofstuk gaan oor die opstanding. En dan uiteindelik oor die wederkoms van Jesus Christus. En vir ons wat preek, die ouens, julle gaan in Frankfurt preek, julle preek by Manger, julle preek in hierdie kansel. 2 Korintiërs 4, vers 1 en vers 2, sê vir jou hoe jy behoort te preek. Ek besweer jou, Timoteus, ek besweer jou voor God en voor Christus Jesus, wat die lewende en die dooies gaan oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. Wat moet jy doen? Verkondig die woord, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan met alle lankmoedigheid en lering. Ons het nie tyd om te mors nie. Ons het nie die leksheid om te speel en te dink, bietjie hier fiddle en hier fiddle. Ons moet die woord verkondig. Jesus kom. En ons moet ernstig wees hieroor. Titus hoofstuk 2, vers 11 en 12 sê vir jou wat jy moet doen in die lig van die wederkoms. Of vers 12 en 13. God se genade voed ons op, sodat ons in hierdie lewe al, hierdie bedeling verstandig, regverdig, godvreesend kan leef, deur goddeloosheid en wêreldse begeertes te verwerp, terwyl ons uitsien na die salige hoop, die glansryke verskyning van ons groot God en Verlosser Jesus Christus. Jesus kom, lewe reg. Jesus kom, moenie met hierdie wêreld betrokke raak en die manier van die wêreld soek nie. Jesus Christus kom. Hoekom stel hy dit uit? Hoekom het hy nie lankal gekom nie? Ons het gister toe ons strate toe is 'n evangelisasie gaan doen en die een ou so oor gepraat. Amper daai gedagte van ja, maar dis nou al 2000. Hoeveel jaar? 2000 jaar. Waar is Jesus? 2000 jaar, 2000 jaar. Wat moet ons doen daarmee? God is nie traag om sy belofte te vervul, so sommige dit traagheid ag nie, maar hy is geduldig teenoor julle, omdat hy nie wil hê dat mense verlore moet gaan nie, maar dat almal hulle moet bekeer. Dis wat die Here wil hê. So ag die geduld van die Here as verlossing, om te sê ek het geleentheid om my te bekeer, en nie lag daaroor en spot daarmee nie, of dink, nee, dit gaan nie gebeur nie, ek stel uit. As al hierdie dinge so is, wanneer die Here gaan kom, wat 'n soort mense behoort ons te wees? In lewens van opregtheid, in lewens van heiligheid, in lewens van godvreesendheid. As hierdie dinge so is, in die koms van Jesus, is 'n werklikheid, dan sê hy, ons behoort met vrede, in vrede met mekaar te lewe. Om te sê, daai verhoudings wat nie reg is nie, maak dit reg. Om nie dit net uit te stel en te los en te sê, ek gaan nie vergewe nie. Of sy kan kom jammer sê. Wil nie beskaamd staan voor Jesus by sy koms. Die sê 1 Johannes 2 vers 28. Bly in Christus. Anders sal jy beskaamd staan by die koms van Jesus. Jong manne, kan ek met julle praat? Ek weet ek kan seker iets vir die jong vroue ook sê en vir die ouer manne ook. Ons moet rein wees, manne. Ons moet rein wees in ons hart en veg teen die sonde, teen die versoekings. Dis oral om ons. Jesus gaan kom. 1 Johannes 3 sê vir ons, laat elkeen wat hierdie hoop op hom het, homself reinig soos hy rein is. 4de stelling. Jy kan niks saamvat nie. Vers 31 tot 33. He who has the most toys wins. Is dit waar? He who has the most toys loses the most. Want jy doodgaan, jy vat niks saam nie. Maak nie saak hoeveel jy gemaak het in hierdie wêreld nie. En dis hoekom Jesus vers 31 sê. Hy sê op daai dag, as jy op jou dak is, nou onthou Israel het plat dakke gehad, hulle verstaan die beeld. Hy noem dit nou dakstoep in die 2020 vertaal. So daar as jy op jou dak, skielik kom Jesus. Moenie dink ek moet gou afgaan, ek moet my rekenaar saamvat. Ek het R45,000 betaal as 'n Apple. Dis 'n MacBook Pro. Of jy is in die lande besig om te ploeg en te werk, hulle verstaan daai beeld ook, en hier kom Jesus, ek moet gou huis toe hardloop, ek kan nie my boekeversameling weer, dit is van my oupa gekom daai. Jy dink jy wil dit saamvat, gaan nie werk nie. Jy kan niks saamvat nie.
2 Petrus 3 sê, as Jesus weer kom, hy sal die sterre of die planete smelt, die elemente, die aarde sal gesmelt word, sal met vuur verwoes word. Hy sal alles smelt en dit dan oormaak, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. So alles gaan vernietig word. Jy kan dit nie saamvat nie, jy verloor alles. So dis hoekom hy in vers 32 sê, onthou Lot se vrou, onthou jy wat met Lot se vrou gebeur het? So hulle vlug uit Sodom, die stad gaan verwoes word met vuur en swaal. Die engele sê vir hulle, julle moet vlug, die Here gaan die stad verwoes en moenie omkyk nie. En soos dat hulle hardloop, soos dat hulle uit die stad uitvlug, hulle gaan teen die berge uit. Lot se vrou, Sodom, ek het so lekker daar gebly, wat van hulle gaan my huis verloor en als. En sy kyk om, toe die vuur en swaal val en sy versteen. Sy verhang in 'n soutpilaar. Want sy het so begeerte, sy wil terug wees by die wêreld. Sy het so lekker gelewe in hierdie bose en goddelose stad. As jy die wêreld liefhet, maak jy jouself 'n vyand van God, sê die Bybel. As jy die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in jou nie, sê 1 Johannes 2, vers 15. As jy die wêreld liefhet, sal jy saam met die wêreld geoordeel word. Openbaring 18, vers 4. Sê vir ons, vlug daaruit, sodat julle nie saam vergaan in die pla wat oral gaan kom nie. So moenie aardse rykdom jaag nie. Ek moet aandele hê, ek moet meer hê, ek moet ryker wees, ek moet die korporatiewe leerklub, ek moet bo uitkom, ek moet status hê, ek moet sukses hê. En alles wat hierdie wêreld vir jou bied, jy gaan alles verloor as Jesus kom. Jy hou niks van daai dinge nie. Vers 33 sê dit, wie probeer om sy lewe te beveilig, sal dit verloor. Wat jy eerder wil doen is die tweede deel van die vers, wie sy lewe verloor, sal dit behou. Verloon jouself, neem jou kruis op en volg vir Jesus Christus. Om te sê, ek sal als prys gee om Jesus te volg. Soos Paulus, ek sal als as drek beskou. Ek beskou my eie geregtigheid as gemors, ek soek dit nie. Ek soek Christus. Ek soek hom, die uitnemendheid van die kennis van Jesus Christus. As ek net in hom gevind kan word op daai dag, as ek net in hom gevind kan word, wat soek ek? Ek soek 'n nuwe rekord, ek soek skoon klere, die geregtigheid van God, wat hy vir my gee deur geloof. Dis wat ek begeer. Nou, hoe weet jy soek dit regtig? Want dit is maklik vir ons is kerkmense man, weet, meeste is wedergebore. Maar ons is mense, baie van julle van so klein af, hoor jy die Bybel. So wie sê, ek sê nie net, ja, ek soek die Here, maar eintlik soek ek hom nie. Eintlik soek ek, hoe weet ek? Daar's een toets wat ek jou vanoggend gaan gee, om te sien, soek jy regtig die Here? Antwoord hierdie vraag. Wens jy, Jesus kom binnekort? Of wens jy, jy moet nie nou kom nie. Nee, daar is nog goed wat ek wil doen. Ek wil eers hierdie doen en ek wil eers dit bereik in my lewe en ek wil eers hierdie suksesse behaal en ek wil eers soveel geld maak en ek wil eers en ek wil eers en ek wil eers. Jy is nie reg nie. Dalk jy gered, maar jy is nie gereed nie. Jesus vers 31. Nee, hier kom Jesus, ek moet gou afhaal, ek moet eers hierdie goed bymekaar maak. 5de toets. Vers 34 tot 36 het ons dit gelees. Mense sal geskei word. As Jesus weer kom, dan is dit een kant van die wêreld dag, en die ander kant nag. Dis mos hoe die aarde werk. Maar dit sê dan, 2 is in die bed, hulle slaap, en 2 werk in die lande. En 2 mal by die meel. Nee, Matteus 24:40 ook, wat praat van 2 wat in die lande werk. So een kant is nag, een kant is dag. Hier kom Jesus keer terug. En dan sê vers 34 tot 36 vir ons, hy skei mense. Hier is 'n man en 'n vrou, word geskei. Daai een ken die Here, daai een nie. Een word gevat, een word agtergelaat. Daar's 2 wat werk, kollegas, een word gevat, een word agtergelaat. Dis 'n skrikwekkende gedagte. Dis eintlik wat jy gebid het donderdag. Toe ons hieroor praat, toe sê jy, daai dag wat Jesus kom, daar staan 'n man en 'n vrou by die kansel. Dit is nie veronderstel om te gebeur dat gelowige met 'n ongelowige trou nie, maar kom ons sê dit gebeur. Die een word gevat, die een word gelos. Wow. Dit is 'n groot gedagte. Nou, party mense kyk na die vers en sê, maar dis die wegraping. Dis 'n geheime wegraping, dis net geheim.
mense verdwyn. Nee, dit is nie 'n geheime wegraping nie. Die konteks hier is oor 'n globale wederkoms, soos weerlig, van oos tot wes, helder die hele hemel op, noord en suid, die hele aarde weet. En dan word een gevat en een agtergelaat. Nou die woord word op verskillende maniere vertaal. Party sê word aangeneem, ander een sê word saamgeneem, ander vertaling sê hy word gevat. Nou eintlik wat die interpretasie betref, daar's twee opsies. Of dit kan beteken die gelowige word gevat, soos Tessalonisense, ons gaan die Here in die lig tegemoet. Of dit kan beteken die ongelowige word gevat, in oordeel gevat, en die gelowige word agtergelaat om op die nuwe aarde te regeer saam met Christus. So jy daai gedagte in Jeremia 6 vers 11, die ESV sê, wanneer die oordeel kom, God gaan Jerusalem oordeel deur die Babiloniërs, dan sê dit, husband and wife will be taken together, in daai oordeel. So dit mag dalk daai gedagte wees. Ek weet nie wat hier dit is, word die gelowige gevat, ongelowige word agtergelaat of andersom nie. Maar eintlik maak dit nie saak nie, die punt bly dieselfde. Huwelike gaan geskei word. Gesinne gaan geskei word. 'n Pa en 'n ma gaan saam, hulle gaan die Here, hulle behoort aan die Here en die kinders nie, of andersom. Kollegas gaan geskei word. Vriende gaan geskei word as Jesus weer kom. Nou gelowiges gaan nie huil daaroor nie. Ons gaan die Here prys. Ons gaan nie huil wanneer ek van my familie geskei nie. Ons gaan die Here prys vir sy geregtigheid. Openbaring 19, gaan lees dit. Hoe hulle die Here prys en sê halleluja, dat hy sy vyande oordeel. Ons gaan die Here prys en dankbaar wees, hy het ons gered. Hy het ons gewas met sy bloed. Wat het my beter gemaak? Niks, dis sy genade, dis sy genade. So ons gaan hom prys. Ongelowiges, dit gaan 'n dag wees soos geen dag in die geskiedenis nie. Daar sal konsternasie wees. Daai persoon sal versteen en verstar wees. Soos hy kan nie glo wat nou gebeur nie. Hoe hy voor Jesus Christus staan. Hulle sal benoud wees, hulle sal hysteries wees, hulle sal beangs wees wanneer hulle voor die lam van God moet staan. En al gaan hulle geliefdes saam met hulle hel toe, al is daai geliefdes ook ongered en daai familie word nie geskei nie, jy sal bitter eensaam wees in die hel. Bitter eensaam. Absoluut alleen. Geskei van God se heerlikheid en sterkte. En waar jy daar is, in duisternis, in die buitenste duisternis, 'n plek van trane wat nie afgevee word nie. Jy is op jou eie, jou broer is op sy eie, jou ma is op haar eie, elkeen op sy eie, alleen. Vat jou familie saam. Wees soos die tronkwag van Filippi. Hy en sy hele huisgesin het geglo. Hulle was almal saam bly. Vertel jou familie. Laaste stelling, nommer 6. Mense sal geoordeel word. Dit is in vers 37. Nou waar gebeur hierdie goed? 2 op die lande, 1 word gevat, 1 word agtergelaat, 2 lê in die bed, 1 word gevat, 1 word agtergelaat. Waar gebeur dit? Want vers 36 sê die disippels, maar waar, Here? Waar? Of vers 37. En dan sê Jesus, dit is nie moeilik om te weet, as jy in die wildtuin is, waar lê 'n karkas nie? Kyk waar die aasvoëls draai. Dit is nie moeilik om te weet, waar is die verrotting van sonde? Waar gaan God se oordeel kom? Daar waar mense se sonde verrotting veroorsaak. Want dis wat sonde doen. Waar mense geestelik verrot is van sonde. Kyk na 'n samelewing. En daar sal die roofvoël, party vertaling sê arend, party aasvoël. Die Grieks kan aasvoël of arend beteken. Dit praat van roofvoëls en diere wat aas. En jy kry arende wat aas. Enige iemand wat voëls ken weet dit, roofarende. Hulle aas ook. In Noord-Amerika, bald eagles, hulle aas ook. Hulle eet dan dooie goed, wat hulle nie self gevang het nie. So waar ook al die verrotting van sonde gekom het, daar sal die arend of die aasvoël van God se oordeel draai en sal dit toesak. En daai beeld word baie gebruik in die Bybel.
Hosea 8 vers 1, Habakuk 1 vers 8, Deuteronomium 28 vers 49, Matteus 24. Ek is nie seker van die vers nie, ek sal nou kyk op my notas, maar Matteus 24 ook, waar dit praat van dat die oordeel sal kom, sal soos 'n arend op hulle neerpyl, dit sal soos 'n aasvoël oor hulle kom, sal dit kom. En so met ander woorde, waar gebeur hierdie goed, Here? Oor die hele wêreld gebeur. Oor die hele wêreld is daar verrotting wat veroorsaak word deur sonde. Geestelike verrotting, en daar sal die roofvoël van God se oordeel kom op mense. Kan ek jou gou 'n vraag vra? Sê nou maar dit was moontlik vir ons vandag om te ruik, hoe ruik jou gedagtes, hoe ruik jou hart, hoe ruik jou lewe? Wat sal ons ruik? Sal ons verrotting ruik? Want is so 'n gemors van sonde en chaos. Daar's net een hoop vir ons. En dit is Jesus se offer aan die kruis. Dit was 'n geurende offer vir God, sê Efesiërs 5 vers 2. Dit het lekker geruik. Om te sê, wat 'n offer van liefde vir sondaars. Vertrou op daai offer. Vertrou op daai een wat geoffer is. En dan vra jy die Here, Here, laat my lewe so ruik. Laat ek word 'n aroma van lewe tot lewe vir mense deur Christus. Vir ongelowiges, vir hulle ryk God se liefde stink. Nee, dit sê so, 'n aroma van dood tot dood. 2 Korintiërs 2 vers 14 tot 16. Maar Here, laat ek 'n geurende offer wees vir U. Laat my lewe 'n aanneemlike offer wees vir U asseblief. En as dit gebeur, dan gaan daai roofvoël van God se oordeel kom, daai arend of daai aasvoël, daar bo sirkel. En vlieg hier oor, want daai ruik nie stink nie. Daai is 'n lieflike geur van Christus se offer wat jy ontvang het as jou eie, en die voordele daarvan deur geloof. En jy is vry. Is jy gereed? Is jy gereed dat jou koning kom? Kan ek hiermee afsluit? Ek het gedink is 2022, maar vanoggend toe, soos hulle in Engels sê, toe second guess ek myself. Nee, het was nie 2022 nie, ek het jou nie eens gevra nie. Wanneer het ek die droom oor die wederkoms gehad? Was dit laas jaar? Nietemin, ek dink dit was laas jaar. Ek het 'n droom, ek droom een aand. Droom ek's in Louis Trichardt, dis waar ek groot geword het. Laerskool en hoërskool. En voorskool. En ek's in die Hoofstraat, oor kan die poskantoor. En ek stap weg van die berg af. Ons 'n berg, Soutpansberg is mos daar. Ek stap weg van die berg af. En skielik sien ek sien mense begin hardloop, maar paniekbevange, begin mense hardloop en skree. Ek dink, wat gaan aan? En toe ek omdraai, toe sien ek 10.000 engele so kom. En 'n groot wolk en so 'n lig wat te helder is. Ek kon nie sien wat in die lig is nie. So in die middel van dit alles kom die lig so, en ek weet dis die wederkoms. En ek weet ek droom nie. Ek het geweet, dis nie 'n droom hierdie nie. En ek bokspring van blydskap. Ek sê, yes, ek is so bly, uiteindelik. En toe het ek wakker geword. Toe was dit net 'n droom. Gestel net, veronderstel net. Dit was nie 'n droom nie. Sou jy gereed wees? Hemelse Vader, ag, ons bid so dat U sal kom, Here. Ons het so 'n bietjie van 'n spanning in my hart, want aan die een kant, daar's massas verlore mense, massas. En aan die ander kant, ons verlang so om net by U te wees, weg van hierdie wêreld met sy sonde en die aakligheid en die gebrokenheid en die dood en weg van ons eie sonde in ons harte nog, Here. Ons bid dat U gou sal kom. In Jesus naam, amen.